Kom ons gaan na Gesang 162, 162. Dan sing ons daar vers 1 en 3. 162 vers 1 en 3. Geliefdes, kom ons gaan die voorsang afsluit. Ons lees vanmôre weer uit 1 Petrus uit en dit gaan oor ons goddelike geregtigheid. Ons vrees geen vyandige mens nie. Kom ons gaan en dan met die gedagte van die tema. Ons blaai na Gesang 116. Dan sing ons vers 1, 3 en 4. En dan na die foto met die seëngroet sing ons dan Gesang 159. Gesang 159, ons sing vers 1, 2 en 4. Eers verskoning is Psalm 116. Ek is jammer, dit moet wees Psalm 116 vers 1, 3 en 4 en dan na die foto met die seëngroet is dit Gesang 159 vers 1, 2 en 4. Oh
slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons luister na die wet van die Here soos wat dit vir ons saamgevat word deur die Here Jesus in Markus hoofstuk 12. Markus hoofstuk 12 van vers 28 tot 31. En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle oor rede twis en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom: "Wat is die eerste gebod van almal?" En Jesus antwoord hom: "Die eerste van al die gebooie is: Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie." Geliefdes, terwyl ook die skrifgeleerdes dit beaam het en geweet het hulle dit wel nie geleef nie, en daarom ook ons, wanneer ons ook voor die Here se liefde gekonfronteer word, met ons harte, moet ons ook eerlik ons skuld voor hom bely. Kom ons blaai na Gesang 141. Gesang 141, dan sing ons daar vers 1, 2 en 4. Net omblaai vir vers 4, 1, 2 en 4.
1 Johannes 1 vers 8 tot 10 sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Daarom, geliefdes, vanuit die woord van God in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, verkondig die woord dan juis die vergifnis van sondes aan elkeen wat met 'n ware berou in die hart van wie sy sonde belydenis daarvan voor die Here gedoen het. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade in ons Here Jesus Christus verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in die sonde van ongeloof in Christus se soenverdienste bly lewe. Dit is dan ook ons geloofsbelydenis. Ons doen dan die apostoliese geloofsbelydenis en u volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons se Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Terwyl die Here dan ook so goed is vir ons en ons ook so kom versterk deur die geloof in sy Seun Jesus Christus, kom ons sing uit ons dankbaarheid dan Psalm 33. Psalm 33 vers 11. Geliefdes, ons maak die woord van die Here oop by 1 Petrus en ons gaan lees vanaf vers 13 tot vers 17. Ek kan ook vir u vra, u kan ook oopmaak by Jesaja hoofstuk 8. Net so 'n bietjie terugblaai daarna Jesaja hoofstuk 8 toe, want Petrus bou op Jesaja hoofstuk 8. Spesifiek vers 10 tot vers 13. 1 Petrus 3 vanaf vers 13 tot 17 en dan Jesaja 8 vers 10 tot 13. Terwyl ons met die woord van die Here dan nou ook so oop is, kom ons verenig in gebed saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, deurdat u in ons harte kom werk. Eers u Seun stuur, Here, om ons te kom heilig voor u aangesig, om as middelaar op te tree tussen ons en u. Sy offer
vir ons lewens. Sy lewe in ons plekke. So berei U ons voor. Nie net as kerk en bruid op hierdie aarde nie, maar ook as tempels in die liggaam voor U aangesig, gereinig en geheilig in die Seun Jesus Christus. U kom nog en U kom neem ook U intrek deur die Heilige Gees in hierdie tempels, wat U so kom reinige deur U Seun. En U Gees kom woon in ons harte. En daarom kan ons sê, heilig, heilig, heilig is die Here. Geen verdienste van ons kant nie, maar alles wat U vir ons gedoen het. Daarom laat U naam geheilig word, ook wanneer ons vanmôre so by mekaar is, so versamel is. Here, wanneer ons met U woord oopsit, dan besef ons in hierdie gedeelte van 1 Petrus, dat die wêreld daar buite U heiligheid nie ag nie. En omdat die wêreld dit nie ag nie, Here, is ook ons in gevaar in hierdie wêreld. Word ook ons verdruk. En daarom, Here, wanneer ons met die woord oopsit en graag U heiligheid ook so wil eer, laat ons ook daarin in ons harte voorberei word en voorbereid wees op die aanslae van die bose, op die heiligdom van God. Laat ons nie terugdeins nie, maar laat ons inderdaad die vaandeldraers wees. Gee daarom vir ons die genade, Here, dat ons ook in hierdie wêreld so sal gaan leef, soos heilige kinders van God, vergewe en gewas in die bloed van Christus, en vervul deur die Heilige Gees, al meer van U en al minder van ons. Spreek daarom ook so tot ons harte, want Here, ons weet, dat wanneer ons hier uitstap, die verdrukking ons weer sal oorkom. Lei ons in U waarheid. Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd die beluister. Amen. Geliefdes, ons gaan lees van 1 Petrus af. Die teksgedeelte begin by vers 13, maar ons wil net graag vers 12 weer in herinnering roep, want vers 13 begin met 'n vraag. Van vers 12, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. En dan, en wie is dit wat julle kwaad sal aandoen, as julle navolgers is van die goeie? Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle, en vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie. Maar heilig die Here God in julle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elke een wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaamd mag word, wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Want dit is beter, as die wil van God dit eis, dat julle ly, wanneer julle goed doen, as wanneer julle kwaad doen. Dan gaan ons na Jesaja hoofstuk 8, ons gaan net 'n paar verse daar lees, van vers 10 tot 13. Neem 'n besluit, en dit sal verydel word. Maak 'n afspraak, en dit sal nie tot stand kom nie.
want God is met ons. Want so het die Here met my gespreek toe sy hand my oorweldig het en hy my vermaan het om nie te wandel op die weg van hierdie volk nie, met die woorde: julle mag nie alles 'n sameswering noem wat hierdie volk 'n sameswering noem nie. En julle mag nie bevrees wees vir die wat hulle vrees of verskrik wees nie. Die Here van die leerskare, hom moet julle heilig en laat hy julle vrees en hy julle verskrikking wees. Dit is dan die woorde wat Petrus dan ook aanhaal. Ons teksgedeelte is by 1 Petrus 3 vanaf vers 14. Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle, en vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, Petrus wil die kerk versterk. En om die kerk te versterk, vra baie praktiese riglyne en baie praktiese uitwerkinge in hierdie lewe. En een van die vrae wat in ons tye kan na vore kom, vir 'n goeie Christen wat regtig na die wil van die Here wil leef, is in tye van verdrukking, waarom? En nou af gaan Petrus dan ook juis hierdie vraag begin beantwoord. Hierdie is die eerste van 5 redes waarom Christene verdrukking het in hierdie wêreld. Waarom hulle swaar kry. En dit is die hoofsaak waarop Petrus nou wil uitkom. In hierdie gedeelte gaan hy dan nou 2 vrae erg aanraak. Waarom tref swaar lyding die kinders van die Here in die wêreld? Kom ons dit oor. En dan in hierdie gedeelte en in elkeen van die volgende 5 gedeeltes gee hy 'n antwoord op die vraag hoe ons houding moet wees teenoor die verdrukking wat ons oorkom. Nou hierdie gedeelte leer dat gelowiges moet ly. Hierdie gedeelte leer dat gelowiges moet ly, soos vers 14 sê, ter wille van die geregtigheid. Tog moet ons dit sonder vrees tegemoet gaan. Goddelike geregtigheid sonder vrees vir die vyand. Goddelike geregtigheid sonder vrees. Ons kan dit miskien eenvoudig vir mekaar so saamvat, voordat ons by die gedeelte inkom. Wanneer ons in die geregtigheid van God leef, dan word hierdie vrees by ons weggeneem en word die antwoord wat ons vir die wêreld gee 'n sagmoedige antwoord. Belydenis en sagmoedigheid. In die tweede plek, wanneer ons in hierdie lewe verdrukking het, en mense wil nie na ons luister nie, of gee ons die kans om te praat nie, sê hierdie gedeelte, 'n lewenswandel van geduld. So ons kan in die eerste plek sê, getuig in sagmoedigheid wat jy bely, en as jy nie daai kans kry nie, leef die sagmoedigheid deur jou lewenswandel as die getuienis van jou belydenis. So kom ons kyk na die eerste een. Vreesloosheid in hierdie antwoorde, wanneer jy gekonfronteer word met hierdie wêreld daar buite. Vers 14. Maar as julle ook moet ly ter wille van die ongeregtigheid, salig is julle. En vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie. Nou geliefdes, deel van ons verdrukking kom maak Petrus vir ons sigbaar in vers 15. Mense kom konfronteer jou nie oor jou geloof op 'n baie liefdevolle, mooi manier wanneer hulle na jou toe kom nie. Hulle wil by jou eis, wat is jou geloof? Waarop stel jy jou hoop? Hulle kom gelaai vol van hulle ongeregtigheid en eis van jou 'n rekenskap, sê vers 15. Amper 'n soort kruisverhoor. Nie
verduidelik aan my, kom glo jy wat jy glo nie, maar 'n aanval in die vraag. Jy word as te ware reeds aangeval, reeds beledig, reeds beskuldig op die manier wat jy gevra word om te verduidelik waaraan jy glo. En dit is verdrukkend. Baie van ons gelowiges wil reeds hierdie vraag of hierdie manier van behandeling om rekenskap te gee van wat ons glo ontduik. Want ons weet hoe lelik dit na ons kant toe kom. Maar al kom die wêreld op so 'n liefdelose manier op ons af, om aan hulle nou te verklaar wat ons geloof is, sê die Here, moet ons dit doen. Ons moet verklaar wat ons geloof is. Kan u daarom iets verstaan van hoekom die verdrukking ons moet oorkom? Die rede waarom God sy uitverkore kinders daarom hierdie soort verdrukking moet deurstaan, gaan oor die geregtigheid van God, sê vers 14. Dit moet bekend gemaak word. Die wêreld is ongeregtigheid, dis die plek van ongeregtighede. En dit kom al lankal reeds deur die Ou Testament. Die uitverkore kinders van God word juis uit hierdie wêreld van ongeregtigheid uitgehaal en aan hom verbind wat die geregtigheid is. En dit verander jou heeltemal. Dit maak van jou 'n vyand van die ongeregtigheid. Want dit is nie versoenbaar nie. Dit het geen liefde nie. Jeremia 23 vers 6 in die Ou Testament: in sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon, en dit sal sy naam wees waarmee hy genoem sal word. Die Here, ons geregtigheid. En in Jeremia 23 vers 6 kan jy gaan sien, staan daar hele gedeelte, die Here, ons geregtigheid, in hoofletters geskryf. Die naam van God is geregtigheid. Die Here, ons geregtigheid. Die naam van die verbondsgod is absoluut geregtigheid. En nou moet jy jouself kan indink in 'n wêreld van ongeregtigheid. Dis 'n teenpool. Die kinders sal sy naam van geregtigheid dra en daarom uitstaan in 'n bose wêreld vol ongeregtigheid. Jy kan nie jouself kamoufleer nie. Die Christen kan homself nie kamoufleer nie. Om dit eenvoudig te stel, dis byna soos die godheid teenoor die anti-godheid. Moenie soos die wêreld lyk nie. Lyk soos die geregtigheid van God. En daarom moet die Christen verwag om verdrukking te hê, want die ongeregtigheid eis 'n antwoord. Nie eerste van waarom en wat die geregtigheid is nie, want dit wil hulle nie hoor nie. Maar hoekom sê jy die wêreld is ongeregtig? Dis die aanval, dis die aantuiging wat na die Christen toe aankom. Die Here Jesus het ons hierin vooruit gegaan. Die Here Jesus se hele sending vanuit die hemel om mense kom word op hierdie aarde, is om hierdie geregtigheid van God as die koninkryk van God te kom voorstel. Almal en alles wat deel in hierdie geregtigheid is deel van die koninkryk van God. Dit wat nie deel in hierdie geregtigheid van God nie, is nie deel van die koninkryk nie, maar die vyand van die koninkryk van God. Matteus 5 vers 10 sê die Here Jesus, salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Daar is nie 'n neutrale posisie wanneer dit kom by geregtigheid. Of jy's in die wêreld deel van die ongeregtigheid, of jy's in die koninkryk van God deel van die geregtigheid. Dit is onvermydelik dat 'n ware Christen gaan ly, sal ly,
en ook vir 'n goeie rede moet ly. Vers 14. Maar as julle ook moet ly, ter wille van die geregtigheid, salig is julle. Onregverdige lyding, ter wille van die geregtigheid, bewys juis ons deel aan God se geregtigheid. So die lyding kom nie net as 'n afbreek nie, maar ook as 'n bevestiging dat jy binne God se geregtigheid is. Salig is jy. Lyding op sigself is nie die saligheid nie. Om net vir jouself 'n martelaarskap op te lê en te sê, kyk hoe ly ek, daarom is ek salig, is nie die waarheid nie. Om te deel in die geregtigheid en dan vanuit die geregtigheid bereid te wees om te ly. Dit is die saligheid. Jy moet in die geregtigheid wees. Dan gaan jou lyding vir jou sin maak. En jy gaan dit verstaan. Onregverdige lyding as geregverdigde kinders van God maak juis van ons getuienis van die koninkryk van God. Daarom is dit nie nodig om die wat jou lyding kom aandoen te vrees nie. Nou vers 14 en 15 sê, en vrees hulle glad nie en wees nie ontsteld nie, maar heilig die Here God in julle harte. Hier kom gee Petrus nou die manier, die ingesteldheid van 'n Christen teenoor 'n wêreld wat so vyhandig op hom neerdaal en kom eis, wat glo jy? En hoekom glo jy dit? Is jy teen ons? Moet ons jou doodmaak? Moenie hulle vrees nie. Petrus gaan na Jesaja 8 toe wat ons ook gelees het. Julle mag nie alles 'n sameswering noem wat hierdie volke sameswering noem nie. Julle mag nie bevrees wees vir wat hulle vrees of verskrik wees. Die Here van die geleerskare, hom moet julle heilig en laat hy julle vrees en hy julle verskrikking wees. Petrus se kort antwoord hier is, en vrees hulle glad nie en wees nie ontsteld nie, maar heilig die Here God in julle harte. Die konteks van Jesaja was die tyd van die Assiriese ryk wat vir Israel wou oorrompel en wou vernietig. En Israel was vreesbevange. Hulle was vreesbevange vir die Assiriërs. En die profeet Jesaja het juis na die volk toe gekom en vir hulle gesê, God sal julle beskerm. Moet hulle nie vrees nie. Dit was 'n fisiese bedreiging vir Israel. En God het vir hulle gesê, moenie julle vrees nie. God moet julle vrees. Wees lief vir God. Wag op hom. Hy sal julle beskerm. Die Assiriërs was bloot 'n instrument in God se hande om sy volk te kry om na hom toe terug te keer. Daarom is die vrees nie aan Assirië verskuldig nie, maar aan God verskuldig. Met dieselfde gedagte kom Petrus nou na die uitverkore kind van die Here toe. Die Christen gelowige in hulle harte moet vry wees van die vrees van mense wat van jou rekenskap eis, jou beledig, jou sleg sê in 'n vraag, jou beskuldig, 'n klagte teen jou soek. Moenie hulle vrees nie. Hulle is bloot die instrument in God se hande om jou mond oop te maak om te praat van die koninkryk van God. Vrees God. Soos die Assiriërs. Moenie die mense wat jou kom vaskeer vrees nie. Die feit dat jy deur mense uitgedaag word, soos vers 15 dit stel, om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is,
moet jy met sagmoedigheid en vrees hulle antwoord. Dis koninkryks gedrag, sagmoedig en vrees. Hulle gaan jou nie op 'n mooi manier kom vra om te verduidelik nie. Hulle eis. Hulle gaan jou konfronteer en soos vers 16 sê, om jou te brandmerk as 'n kwaaddoener. En ons is bang en ons vrees sulke mense wat vir my in 'n hoek gaan vasdryf dat ek nie vir hom kan antwoord. Wat is die geregtigheid in my hart? Moenie hulle vrees nie. Want dit is God wat hulle soos die Assiriërs toelaat in jou lewe. Dat hulle jou moet konfronteer. Antwoord hulle met die sekerheid van die geloof en die gewete van jou eie hart. Sagmoedig, sonder om opgejaag te word in vrees. Hoe anders sal God jou kry te getuig van die koninkryk, as hy nie hierdie lyding vir jou bring nie. Sien jy moet lyding hê. En jou antwoord, al vrees jy nie die mens nie, oppas, dat jy nie op dieselfde uittartende houding hulle antwoord. Die vrees in vers 15, dit is wat die sagmoedigheid bedoel, maar wat die vrees bedoel in vers 15, is hou vir God voor jou oë, wanneer jy met jou vyand praat. Vrees God, wat weet dat hy gedoen het, om die persoon na jou kant toe te stuur, om jou uit te daag oor wat is jou geloof, wat glo jy. Hou rekening met hom, om te let op jou gewete, sodat jy nie die geregtigheid van die koninkryk van God skade berokken, deur die onregverdigheid van die wêreld te beantwoord met die wêreldse onregverdigheid. Beantwoord dit met die geregtigheid van God, sagmoedigheid en die vrees vir God in die aanslag. Vers 15, heilig God in julle harte. Wanneer jy 'n uitlokkende vraag oor jou geloof en hoop moet beantwoord, moenie terug antwoord met 'n ruwe, hoogmoedige, trotse, uittartende houding nie. Dis nie Christus nie. Vrees God as jy antwoord. In die tweede plek, vreesloosheid hou ook ons lewenswandel baie geduldig voor die mens. So wanneer ons nie meer kan praat nie, dan is daar 'n anderste soort geduld wanneer jy in die kalmte van jou lewenshouding, jou lewenswandel, reeds 'n getuienis is. Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle, en vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie. Geliefdes, vrees vir mense gaan definitief daartoe aanleiding gee dat jy die rigting van jou lewe verander vir die mens wat jy vrees. Dis 'n normale menslike gedrag. Dit wat jy vrees, sal jou lewe bepaal. En wanneer jy iemand vrees, gaan dit jou gedrag bepaal teenoor so 'n persoon. Oppas daarvoor. Want jou lewe moet 'n getuienis wees van Christus, nie 'n getuienis van die mens wat jy vrees nie. Vers 16 vermaan ons tot 'n goeie lewenswandel in Christus. Dis meer as 'n verhouding met Christus. Dit is 'n lewe gebaseer op Christus. Ek sê nie net ek is 'n Christen nie, ek leef soos Christus. Dit is die verskil. 'n Wedergebore hart is die hart wat oorgegee is aan Christus. Ons kan nie ons lewenswandel inrig vir God nie.
God rig ons lewenswandel in vir ons. Die wedergebore hart is juis die hart oorgegee aan Christus om my leidsman te wees. Die een wat my lewe rig na sy wil. En die geregverdigde in die koninkryk van God stry nie aanhoudend teen Christus nie. Want Christus wil ons lewenswandel regmaak vir hom. Nou is die vraag, hoe? Weereens kom Petrus by die rede vir die verdrukking uit. Vers 17. Want dit is beter as die wil van God dit eis, dat julle ly wanneer julle goed doen. Vir Christus, om ons lewenswandel vir hom reg te maak, moet ook lyding in ons lewens oor ons pad kom. Lyding van die regverdige is die wil van God, tot die eer van God. Hoekom? Dit is God se wil, dat ons lewenswandel sal wys, hoe ons van hom getuig, hoe hy ons red. Veral wanneer ons goed doen, en sleg behandel word. Die mense van ongeregtigheid is bloot God se instrumente, hanteer hulle ooreenkomstig. Hulle is net God se instrumente. Vrees God, nie die instrument nie. Jy kan geduldig en sagmoedig wees in jou lewenswandel teenoor sulkes. Daar is net een manier om dit te verstaan. Jy moet aanvaar, jy is nie die sentrum van jou lewe nie. Jou lyding gaan nie oor jou nie. Jou lyding gaan oor die eer van God. Hy is die sentrum van jou lyding. Wat jy oorkom, moet hom behaag. Lukas 9 vers 23. En die Here Jesus sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Die sentrum van jou lyding is nie jy nie. Wat jy oorkom in lyding is vir die eer van God. Maar as jy die hele tyd op jouself fokus, gaan jy die hele tyd weerstand wil bied. Gaan jy die hele tyd nie die eer van God soek in dit wat jy oorkom. Dit gaan moeilik wees om te verstaan as jy die hele tyd die sentrum van jou eie lewe is. En hoe word ons dit geleer in hierdie wêreld? Jy is so belangrik. Jy moet die beste kry. Dis die sentrum van die humanisme wat ons so opgedis word. En wanneer mense in lyding en swaar kry kom, dan gee hulle nie vir God die eer nie, hulle vloek hom. God gebruik jou lyding om die gewete van die onregverdiges en die ongelowiges aan te spreek. Want in Petrus 2 vers 23, Christus toe hy gelei het, het nie gedreig nie, maar dit oorgegee aan hom wat regverdig oordeel, want die wraak kom God toe. Die onregverdige is al te bewus van sy eie ongeregtigheid. Die wêreld is al te bewus van hulle ongeregtigheid. Jy hoef dit nie op hulle af te druk nie. Hulle weet hulle is onregverdig. Hulle roem daarin. Die onregverdige weet sy gewete kla hom aan voor God. En daarom in 3 vers 12, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Dink u 'n kwaaddoener voel nie die wraak van God teenoor hom nie?
Hy's al te bewus. Hy vlug voor sy lewe. Hy's nooit rustig nie. Sy gewete maak hom klaar, want die einde van sy lewe kom. Sy onregverdigheid haal hom altyd in. Want die aangesig van God is teen hom gerig. Hy's al te bewus daarvan. So seker soos wat 'n regverdige en 'n geregverdige mens in Christus weet, dat die ore van die Here is tot my gebed, so duidelik weet die onregverdige, God kyk na my en ek is verkeerd. Jy hoef dit nie vir hom te sê nie. Matteus 10 vers 28. En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Ons het gesê ons wou vers 12 lees saam met vers 13. Want in vers 13 is die vraag, en wie is dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers is van die goeie? En dit is 'n retoriese vraag wat Petrus vra, want die antwoord is voor die hand liggend, niemand kan jou kwaad aandoen. Niemand kan jou kwaad aandoen. Moenie hulle vrees nie. Hy kan die liggaam dalk seermaak, maar hy kan jou nie uit die hand van God ruk nie. En daarin wil Petrus weer terug gaan na Jesaja toe. En vir Israel sê, God is in beheer. Hy beskerm julle teen die Assiriërs. Kom Petrus en hy wil sê, God is in beheer van jou lewe. Hy beskerm jou teen die hel. Hy beskerm jou vir die ewigheid. Jy's veilig in sy hande. Jy mag getuienis wees deur dit wat jy bely en dit wat jy lewe elke dag. Vers 17 vat dit vir ons saam. Jou lewenswandel is beter, sagmoediger en geduldiger metode van getuienis. Lewenswandel dra groter bewys van geloof en integriteit. Kyk hier na die Here Jesus Christus. Op die regte tyd op die kruis het hy stil gebly. Dit het 'n gewetenswroging vir Pontius Pilatus veroorsaak, want hy weet hy's verkeerd. In die lewenswandel van Christus kon Pontius geen rede vind om hom skuldig te bevind nie. Die Joodse leiers kon slegs gaan soek het na godsdienstige wettiese redes om Christus teen aan te kla, sodat hulle vanuit hulle skynheilige geloof iets kon vind teen hom, want sy lewenswandel het niks gewys nie. Dit het hulle geweten stil gemaak. Soveel so dat 'n Joodse rabbi, Josef van Arimatea, wat deel was van daardie verhore van Christus, sy gewete was so diep aangespreek dat hy aan Christus sy graf gegee het, 'n diergraf. Tot in die dood in het Christus sy gewete aangekla. Hoeveel te meer wanneer ons as kinders van die Here geregtigheid en regverdigheid lewe. Dink u nie dat God werk waar ons nie sien nie? Jy vat dit as leiding, hy vat dit as aanspreek van die gewete. Wees 'n goeie instrument in God se hande. En moenie die instrument wat hy in jou geval gebruik om vir jou leiding toe te pas verag nie. Leef jou belydenis voor die Here Jesus. Wanneer jy gevra word, sê vir my, wat glo jy? En wees rustig wanneer jy verduidelik wat jy glo. En wanneer jy nie kans kry om te verduidelik nie, leef geduldig wat jy glo op Christus Jesus. Die gewete van Judas Iskariot het hom laat selfmoord pleeg. God werk soos hy wil. Laat ons die wraak in sy hande los en ons leiding vat tot die doel van God se eer vir die koninkryk van God.
Dit is wat Petrus wil sê. Jou lyding is nie verniet nie. Jy moet ly sodat jy getuig. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, as ons voor U kom staan, Here, voel ons waar ons nog te veel van onsself dink. Voel ons waar ons nog die sentrum wil wees van ons lewens. Voel ons waar ons so maklik oortree en as koninkrykskinders nie sagmoedig antwoord nie geduldig lewe nie, maar soms die onreg met onreg wil vergeld. Maar Here, U werk ons harte soos U wil, op U tyd. Laat ons nie ongeduldig wees met mekaar hierin nie, maar laat ons bid vir mekaar. Laat ons vir mekaar aanmoedig, soos Petrus ook hier doen. Want die verdrukking is werklik. Die verdrukking is 'n realiteit. Maar die koninkryk van God is 'n groter realiteit. Want dis omdat die koninkryk van God gekom het, dat die verdrukking toegeneem het. Gee Here dat ons sal vas staan in belydenis en in lewe tot eer van U naam. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, ons gaan afsluit met Gesang 277 vers 1, 3 en 4. Gesang 277 vers 1, 3 en 4. Ek het Jesus lief, hy is my lig en krag. Hy sal in nood en angs my nooit verlaat nie. Hy bly my redder, al het ek nie raad nie. Hy maak my vry van skuld en sonde mag. Kom ons sluit af met Gesang 277 vers 1, 3 en 4. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan so in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen.